Dankie Marco vir die aanbiddingsspan. Dit is altyd is wonderlik om so saam te aanbid, maar jy weet nie altyd die werk wat hulle insit nie. Hulle kom nie net 'n Sondagoggend kom doen nie, hulle oefen en hulle wag op die Here en ons waardeer julle baie. Dankie ook vir die liedjies wat julle gekies het. Vir my kom dit uit my jare uit. Julle kan gerus julle sitplekke inneem. Julle was nou 'n bietjie geworried, julle gaan dalk die hele diens moet staan. Ja. Hierdie liedjies van dit kom uit my vroeë jare uit en ek en Peer praat jy so dat van die ouer liedjies is daar regtig 'n salwing op en nie dat die nuus nie, maar die is maar moet nou ouer is dan verkies die ouer liedjies. Ek het in die gereformeerde kerk groot geword, so ek het geleer psalms sing en ek is dankbaar daarvoor. Ek word baie keer nagte wakker dan sing ek Here hoe blymoedig en dank oorvloedig maak U my die hart. U het my beheen met onverbeerde seën. My getroos en smart, ja o Heer, en al my wees, slaan U oor my vriendelik gade, skenk my U genade. Psalm, kan nie onthou, Dingstings 84. Ek het met die gereformeerde kerk, ek onthou, ek was 'n kind in die laerskool en selfs in die hoërskool, ek is aangeneem en voorgestel in die gereformeerde kerk. En ek het groot eerbied vir die susterskerke. Maar die een ding is dat die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees is nie iets wat hulle predik en hulle werk om dit. En ek sien baie van die Afrikaanse vertalings ook, as jy lees oor die gawes van die Heilige Gees, hulle dodge om. As jy regtig die Grieks kyk na en die betekenis, dan sien jy dat hom 'n bietjie gedodge. En dis kom vanoggend gaan ek party plekke net uit Engels uit moet die bedien. My teologiese opleiding is in Engels, so ek het by eind in 'n Engelse kerk beland en ek het nie vernuwe kerk in beland en so ek het nou en dan praat ek Engels, maar ek is eintlik Afrikaans. Ek is so Afrikaans. Ek het gedag deur die jare het my Engelse aksent verbeter en Nelia laai vir my die chat GTP op. Is hierdie AI en hy is slim, jy kan enigiets van hom vra. En ek dacht toe ek gaan hom vra, ek vra hom in Engels nogal. Weet jy hoe antwoord hy my? In Hoog-Hollands. En ek dacht my Engelse aksent is al oukeirig, maar hy antwoord my in Hoog-Hollands. So dit nie baie gehelp nie. Ek was 4 jaar oud. En soos ek hier sê, ek was in die gereformeerde kerk groot geword. Niemand kon my voorberei vir wat. Ek was 4, 5, amper 5. En ek het in die middel van die nag wakker geword. Toe's daar liefde so dik soos heuning wat my vul. Nou sê vir my, mense onthou nie iets van 4 jaar oud nie, kom ek sê vir jou, hierdie onthou ek, soos gister. Ek onthou die liefde wat my vul, is soos dik soos heuning, en ek onthou die ervaring, en my teologie daai tyd was, ek het geweet van Here en God, en ek onthou ek het 5 keer gesê Here en 5 keer God, laat nie een van hulle moet uitvoel nie. Ek het geweet ek moet hom aanbid. Die Heilige Gees, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, die Here se teenwoordigheid in ons lewens op aarde, en ek dink dis 'n ideaal vir ons, dat ons dit belewe dat ons niks anders wil hê as net hy nie. Wanneer die Here ons besoek, en die Engelse woord is 'n manifest presence of God, dis wanneer hy manifesteer. Ons weet die Here is in ons, in die geloof weet ons dat die Here in ons woon en hy's met ons en hy sal ons nooit verlaat en hy's altyd saam met ons, maar daar's 'n manifest presence, daar's 'n teenwoordigheid van hom wat baie spesiaal is. En daai oomblikke is dit 'n plek waar jy wil niks anders hê nie. Jy's tevrede. Mense sê altyd, soos eendag as ek in die hemel is, gaan ek 'n bietjie die Here hierdie ding vra en daai ding vra. Kom ek sê vir jou, in sy teenwoordigheid niks maak saak nie. Dis waar dit is. En ek wil vanoggend nie praat oor die Heilige Gees, sy werk in ons lewens. Ek het vroeër al, hierdie is 'n tweede deel van 'n boodskap, en ek het al 'n boodskap oor die Heilige Gees hier gedeel by julle, hierdie is 'n tweede deel. Ek het gewonder wat ek moet deel, en ek het gevoel, die Here stuur my in my hart, en hierdie week het ons kleindogter, Nelia en sy het by mekaar gekom en saam gekuier, en toe diep gesprekke gehad, sy is 10 jaar oud. Sy sê, sy het vir die Here gevra en al vir 'n maand lank, hy moet vir haar wys dat hy werklik is. Dis nou 'n kind. En
Dis 'n maand lank wat sy hom soek en sy vra hom en dat hy moet haar wys. En sy sê sy's by die skool en hulle het godsdiens, maar sy voel nie deel daarvan nie. Hulle sing en sy voel sy dink aan ander goed, haar gedagtes dwaal en sy is skielik. Toe sy oorweldig deur liefde en vreugde. Dis die Heilige Gees. Dit het my aangemoedig om vanoggend met te praat oor die vrymakende werk van die Heilige Gees. Hy maak ons nie vry om te nie, hy maak ons vry van. Okay. Baie mense sê ons is nou vry in die Gees, want ons doen net, dis nie, hy maak ons vry van, nie om te nie. Die Here se groot krag in ons lewens en sy groot genade is dat hy ons verander. Ek weet sy genade is daar om ons te red, maar die groter genade is verandering. Hy praat van in 2 Tessalonisense 2 vers 13, the sanctifying work of the Holy Spirit. Die heiligmakende krag en werk van die Heilige Gees in ons lewens, die feit dat ons kan verander, is goddelik en is net God wat dit doen. En daarom, ons wat vandag hier is, het die potensiaal om te verander. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18, baie bekende skrif, hy sê, waar die Gees van die Here is vryheid, en die Here is die Gees. En ons moet onbedekte gesigte reflekteer die glorie van die Here. Ons word verander deur die Here wie die Gees is, van dag na dag, van glorie tot glorie. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And Lord is the Spirit. We with unveiled faces all reflect God's glory, are being changed by the Spirit who is God. Day by day. God se werk in ons op hierdie aarde is om ons na sy beeld te verander. Dis sy ideaal is dat ek en jy verander en meer soos hy lyk, meer soos hy is. En dis net hy wat dit kan doen. Ons kan nie onsself verander nie. Ons kan nie op 'n plek gaan waar ons kan sê, Here, ek gaan myself afsonder en ek gaan 40 dae vas of wat ook al, en dan gaan ek kom en dan moet U my vul en my, dit werk nie so nie. Hy sê, ek wil jou vul en dan wil ek jou verander, want ek weet hoe moet jy wees. Jy weet nie eens hoe moet jy wees nie. Ons weet nie hoe moet ons wees nie. God weet hoe moet jy wees. God het sy gedagtes rondom jou. God het sy begeertes rondom jou. God het sy planne rondom jou. Daarom in Filippense 2 vers 13 sê hy wil in my om te werk. Hy het sy planne rondom my en wanneer hy in jou wil, dan wil jy, want hy wil dit wat hy wil. Ons moet begeer wat hy begeer. Ons leer ook in 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, waar hy sê ons moet, hy sê eagerly desire spiritual gifts. Eagerly desire, met 'n gretigheid moet ons begeer. Ons moet God se goed begeer en begeer hy jou goed. Die Here werk in ons harte. Daarom is dit nie net 'n kopding nie. Dis 'n hartsding. En ek weet ons verskil, ons mense verskil. En party mense is dit moeiliker as ander, maar ek wil net vir iets sê wat wonderlik is met die Here. As iets vir jou moeilik is, dan kompenseer die Here en hy maak dit 'n sterkte in jou lewe. Daar's sekere karaktertrekke en sekere mense wat nie kan na hulle harte toe gaan nie. Hulle is kopmense. Ek is een van hulle. Ek is 'n rasionele, ek moenie doen wat ek doen nie. Maar die Here kom en dit wat, as daar 'n Engelse woord is, daar 'n deficit is in jou lewe, is daar 'n ontbreking is, 'n onmoontlikheid. Jy sê, ek sukkel, ek kan nie my hart toe gaan nie, ek se kop hou. Ek moet feite hê. Ek sukkel, dis soos ons klein kind wat sê, Here, wys my. Ek wil feite hê. Maar hy kom en dan raak hy hart aan. Hy sê, ek sal jou hart van klip sal ek wegvat en ek sal vir jou hart van vlees gee. Dis wat hy doen. Sodat ek kan gevoelig wees teenoor. Dawid in Psalm 51, hy sê, Here, moenie die gees van my wegneem nie, maar skep in my 'n rein hart. Want hy het daai vermoë om my hart te skep weer, om my hart weer te verander. En ek wil vanoggend praat daaroor oor ons harte, dat ons harte oopmaak vir die Heilige Gees, want hy werk in ons harte, hy werk nie net soos kop nie. Ek weet ons moet glo. Ons glo met ons koppe, ons glo dat die Here waaragtig is. Dis kom Hebreërs 11 sê vir ons moet glo in dit wat ons nie sien nie. En ons glo en ons is 'n vastigheid vir ons, dit wat ons nie sien nie, dit wat onsienlik is, dis geloof. Dit maak ons, en dit is nie om te sit en mediteer, en as jy lank genoeg aan dink, kry jy 'n kar nie, dis nie wat dit is nie. Die konteks daarin is God.
As ons glo in hom, dis die konteks dan. Dis nie wat van die ouens dit gemaak het nie. Die konteks, jy gaan lees in Hebreërs 11, dit gaan oor God. Dit gaan om te glo dat God is en hy's 'n beloner vir die wat hom waarlik soek. Vers 6. As ons hierdie preekstoel sien as 'n lokomotief, as 'n voorbeeld, is net 'n beeldspraak. Sê nou dis 'n lokomotief en aan die lokomotief is gehak waans. Hierdie is geloof. Hy trek die waans. So geloof is belangrik. My verstand is baie belangrik. My besluite, as ek sê ek besluit en ek om God te glo, ek besluit dit, maar is onvermydelik dat ek ondervinding gaan hê, dat ek emosies gaan hê, dat ek besoekinge gaan, is onvermydelik. Maar die geloof bly die lokomotief. So ons verstand is belangrik, jou rasionele denke is baie belangrik om te glo, om die besluit te neem. Dis 'n verstandelike, dis 'n besluit, sê Here, ek glo. Dis hoe ons ook vergewe. Hoe vergewe ons? Ek neem 'n besluit. Dis nie 'n lekker gevoel nie. Partykeer sê ek vergewe die blikskottels, Here. Jy voel nie lekker nie, maar jy vergewe. Maar God gee die genade daarna om dit deur te voer. Net so, ek neem 'n besluit om te glo, maar God gee die genade om dit deur te voer. Maar dan gaan hy verder en dan sê ek vat jou hart van klip weg en gee jou hart van vlees. As jy 'n persoon is hier vandag en jy sit hier en jy sê, "Yes, Joe, ek battle. Ek dien die Here al 30 jaar, maar ek sukkel regtig om dit te voel in my hart. Dis 'n kopding vir my." Luister vir my. Maak jou hart oop. Want die Here gaan jou die een maak waar dit die sterkste weer gaan werk en deurvloei. Dis wat hy doen. Dit werk so met die gawes van die Gees ook. Dis gawes van die Gees. Jy kan dit nie toets in mense nie. Jy kan nie 'n monkey puzzle vir mense gee dan toets hulle sê, "Is die Joey, jy lyk vir my meer profeties of jy lyk." Die Here gaan en hy deel dit uit soos hy wil. Maar hy deel dit uit vir die mees onwaarskynlike. Net so wanneer hy sy roeping en sy gawes sê is onherroepelik, hy trek dit nooit weer terug nie. Maar hy gee dit op so 'n manier dat hy gee vir jou dat hy die eer kry en hy die glorie. Dat mense kyk en sê, "Jesus, ek weet hierdie is onmoontlik dat hierdie persoon, ek ken hierdie persoon. Dis onmoontlik dat hierdie uit hulle vloei. Dit moet God wees." Dit is hy. Dis die reël McCoy. Verstaan? Dis die reël McCoy. Dis kom ek weet wat Jou van 'n berg is, wie ek is en wat ek is en wat God doen in my, is van hom af. Dis nie ek nie. Dis van hom af. Dit wat God in jou lewe doen, is van hom af, maar hy wil dit verder vat as wat ons dink. In Psalm 1 sê hy, "Salig is hulle wat nie sit in die kring van die spotters nie." Dan gaan hy aan vers 2, hy sê, "Hulle sal wees soos die wat geplant is langs waterstrome en hulle sal vrug dra en hulle sal alles wat hulle hand aan sit sal suksesvol wees," sê hierdie plant. Die woord plant hier is shotal. Dis die Hebreëse woord, dit beteken om verplant te word. Dis nie net plant nie, dis verplant. Met ander woorde, God in sy verandering, the sanctifying work of the Holy Spirit, die verandering werk van God, die heiligmakingswerk van God in my lewe, wat 'n proses is, hy plant my weer. Hy vorm my weer. Ek is 64 jaar oud. Die laaste 4 jaar in my lewe nou, is die grootste vorming wat ek ooit beleef het in my hele lewe. Ek dien die Here al van 18 af. Ek was in die weermag, net na basies, ek het 17 in die army gekom. Net na basies in die army het ek my hart aan die Here gegee. Dis 18, ek is nou 64, die sommetjies maak. Die laaste 4 jaar is die grootste tyd in my hele lewe. Dis kom as ek praat van verandering, ek praat van God se genade en ek kyk terug en ek sê, Here, hierdie is awesome. Dis net U teenwoordigheid wat hierdie kan bewerkstellig. Net U teenwoordigheid wat dit kan bewerkstellig. Sy werk in my is ewig. God het ewigheid in gedagte vir ons. Nie net hier nie. Hy kyk in die ewigheid, want ons gaan die ewigheid in, saam met hom. Almal van ons hier gaan hierdie aarde verlaat. En as ons dan gaan, dan kan ons nie meer verander nie, ons kan net hier verander. Daarom die groot voorreg wat ons het, nog is hier te kan verander. God se werk in ons, sy verplanting, hy plant weer. Jeremia 18 sê hy vir Jeremia, hy moet na die pottebakker se huis toe gaan, hy wil met hom praat daar. Hy kom daar so en hy sien hy werk met die 33 vertaling sê, en hy het 'n stuk klei op die skuwe, dis op die wiel. Hy sê in sy hande sien hy die voorwerp is misvormd. Die Engelse woord marred, it was marred.
in his hands. En tot sy verbasing, pottebakkers, as hulle op 'n sekere plek kom en 'n stuk voorwerp is te stikkend, dan gooi hulle hom weg en vat hulle 'n ander stuk klei. Dis wat ek verstaan, wat hulle doen. Nou tot sy verbasing vat hy selfe misvormde stuk klei en hy maak iets moois daaruit. Net so vorm God ons weer. En jy kan ook, ek is al redelik 'n ou man en jy's op sekere stadium in jou lewe, jy weet nie, die water is onder die brug deur. God vorm jou weer, dis sy genade. Hy plant jou weer, hy vorm jou weer. En jy sê, ons kan nooit sê, jy kan nie 'n ou hond nuwe triks leer nie. Jy kan nooit so sê nie. God wil ons verander tot ons laaste dag en jy's dalk 'n senior ouderdom en jy dink, Here, ek is hard in my hart en ek sukkel, maar ek glo in my kop. Maak jou hart oop vir hom. Maak jou hart oop vir hom en vra hom en sê, Here, ek soek 'n besoeking. Ek soek U met alles in my. Ek soek U, dit is my wonderlik jou skrif vanoggend, Peer. Hulle op die Here wag, dit is net vir my so 'n bevestiging van vanoggend. Hulle wat op die Here wag sal nuwe krag ontvang. Om te wag op die Here, om te wag op sy invulling, om te wag op die verfrissing van die Heilige Gees in ons lewens. Ons kan nie daar sonder lewe nie. Ons het dit nodig, meer nodig as asem. Dis God se wil om my en jou te vul met sy Heilige Gees. Hy sê in Efesiërs 5 vers 17 tot 18, vind uit wat is sy wil. Dis wat hy sê. Moenie dwaas wees nie, maar wees wys. Die volgende vers sê hy, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Nou daai word vervul met die Heilige Gees, as jy kyk na die Grieks weer eens, is nie eenmalig nie. So ek kan nie sê in 1982 het die Here my aangeraak en ek hardloop nog op die fumes nie. Hy's 'n voortdurend, hy sê, word voortdurend vervul met die Heilige Gees. Is dit nie mooi nie? So as ek dit gister gemis het, daar's nog 'n geleentheid. Word voortdurend vervul met die Heilige Gees. Hoekom voortdurend? Want ons moet afhanklik van hom bly. Die menslike natuur is, ons wil graag onafhanklik wees. Ek wil graag 'n sertifikaat hê wat ek teen die muur sit, sê ek het my studies, ek het dit en ek het dat. En God wil hê ek en jy moet afhanklik bly van hom. Hoe ouer jy word, hoe nader jy aan God kom, hoe meer afhanklik, nie meer onafhanklik nie. So jy raak nie al meer onafhanklik sien, maar hy hou my dop, hy sê, sien daar gaan Joey, ek so trots op hom, hy's op sy eie nou. Nee, ek is meer afhanklik van hom as ooit. Op my ouer dag is ek meer afhanklik as wat toe ek in my 30's was. Ek was stupiderig toe ek in my 30 was. Ek wil nooit weer in my lewe wil ek jonk wees nie. Ek is eintlik stupiderig wees. En ou word daarom wys met die ouderdom. En ek bid dat die Here my help dat ek wys sal wees. Hy kom langs my in. Die Heilige Gees, Jesus sê, ek stuur vir julle iemand soos ek. Hy kom langs my in en hy vul my, maar hy kom langs my in. Die Here beheer ons nie. En dit verwar ons verskriklik. Hy beheer ons nie. Dis baie verwarrend. Want my begeerte is so vol van die Here te wees. Laat hy my met beheer. Maar hy doen nie. Want hy het vir jou 'n wil gegee. Moet my verstand, my geloof moet ek 'n besluit neem. Met my verstand, my geloof, my hele wese moet ek 'n besluit neem en sê, Here, ek kies U elke dag. Ek het U nie gekies lank terug, ek kies U elke dag. Ek kies om U wil te doen elke dag. Dis nie 'n eenmalige proses nie. Daarom, die mate wat hy beheer oor my kry, is die mate wat ek toegee aan hom. En nie eenmalig nie, elke dag. So ek staan die oggend op en sê, Here, ek gee toe aan U. Dis soos 'n stuk staal in Nico wat 'n ingenieur is, hy verstaan dit beter as ek. So ek praat uit onkunde, maar ek het hierdie gehoor, hulle sê dit. As jy 'n stuk staal vat en jy buig hom, spring hy terug. En jy buig hom, hy spring terug. Maar op 'n stadium dan gee hy mee. Nou dis waar die Here wil hê ons moet wees. Ons moet meegee met hom. Toegee. Die Engelse woord yield. Op 'n stadium gee die staal mee. Ek en jy moet toegee sodat hy my
kan verander, sodat hy deur my kan werk, sodat hy sy wese deur my kan manifesteer. Dis die mooi deel, manifesteer. 1 Korintiërs 12, die nuwe lewende vertaling sê, en die manifestering van die Here, die Gees, is dit, noem maar die gawes. Hy manifesteer deur ons. Is dit nie awesome nie? Hy manifesteer, maar die mate wat ek toegee aan hom, doen hy. So ek en jy moet toegee om soos hy te lyk, om soos hy te wandel, en op aarde die impak te maak wat ons moet ek en jy toegee. Ons moet sê, Here, hier is ek gee oor. 'n lewe van oorgawe, nie 'n lewe van commitment nie. 'n lewe van oorgawe is nie eenmalig nie. Is 'n daaglikse besluit. Sê, Here, ek gee oor, ek gee vir U. Daar's in hierdie wêreld is daar baie dinge wat ons trek, wat ons aandag aftrek, wat ons emosies mee speel, baie dinge wat ons mee deel. Maar as ons nie 'n lewe van oorgawe gaan lewe en elke dag sê, Here, ek gee, dan gaan ons oorleen na ou patrone in ons lewens wat nie goed is nie. Want ou patrone is die enigste ding, so by the way, wat die duiwel kan lees in ons lewens. Hy weet niks van jou af nie. Hy weet niks. Hy weet nie wat die Here in jou lewe doen nie. Hy ken nie die openbaring van God in jou lewe nie. Hy weet niks. So as jy die oues wat hierdie goed praat sê nie, jy kry mense hulle praat so, hulle sê, die duiwel ry my alweer vandag so. Mense praat so. Moenie so praat nie. Want hy weet niks van jou nie. Al wat hy kan lees is jou patrone. As jy slegte patrone het in jou lewe, lees hy dit en hy werk daarmee. En hy koppel daaraan en hy stel vir jou strikke. Wie kan jou uit die patrone uithaal? Krag van die Heilige Gees, the sanctifying work of the Holy Spirit. Jy kan God se openbaring, jy kan op die dak van hierdie kerkgebou staan en dit uitskreeu. Dis distorsie vir hom. Toe Jesus gebore is die nag, wie het almal geweet daarvan? Is die herders, is die wyse manne, is Maria, Josef. Niemand anders nie. Herodes was 'n instrument in Satan se hande. Hy het gebrand om te weet. Maar het was verborge. Kolossense 3 sê, ons lewens is nou geborge in Christus, is toegemaak. Toe Josef droom, en die Here sê vir hom, vlug Egipte toe, het die Satan enige insig gehad? Zero. Toe die Here vir die wyse manne 'n droom gee, sê, moenie teruggaan na Herodes toe en gaan vertel die storie nie. Gaan reguit huis toe. Satan het geen insig. Net so het hy nie insig in jou lewe nie, maar net jou patrone. As ek sê, ons van 'n bergs, ja, ons is moeilike mense. Ons het 'n kort nie meer, jy sukkel nie met my nie. Dis 'n stupid ding om te sê. Ek sit myself in 'n patroon, ek praat myself in 'n patroon, waar hy hoor dit en hy sien dit, en is 'n bad patroon, dis die teenoorgestelde van wat die Here sê hoe ek moet wees. Dis stupid om dit te doen. Die Here wil jou en my help om uit ons ou slegte patrone uit te kom. The sanctifying work of the Holy Spirit. En hy's genadig. Hy help ons uit sekere verslawings en goeders wat ons mee sit. Die Here is kragtig, die Heilige Gees is kragtig. Daarom sê Paulus, hy sê moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. Hoekom gebruik hy wyn daar? Hy het niks teen wyn nie, is niks fout om wyn te drink nie, maar nie dronk word daarvan. Moet dit nie gebruik as 'n kruk nie, want hier's iets beters. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Here Jesus in Lukas 11 het hy 'n pragtige stuk wat hy deel, en dit klink lelik, maar dit is pragtig, maar dit help ons ontsettend. Dit is 'n stuk wat ons vrymaak op maniere wat ons nie kan dink eers nie. En in Lukas 11 sê hy het omstanders waar staan, hy sê, julle wat boos is, as julle weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie vir julle sy Gees gee as julle hom vra nie. Die letterlike vertalings vra, hy sê bid, vra. Dis hoe maklik dit is. Wie vul hy? Hy sê, as julle wat boos is, die Here vra. Nie julle wat deur die vage vuur gaan en julle skyn nou so sterretjies nie. Julle wat boos is.
So ons kwalifiseer, ons hart aan die Here gee, maar daar is nog steeds swakheid in ons is onvolmaak, maar hy sê julle, as julle die hom vra, sal hy jou vul met sy gees. Hoe weet ek is gevul? Onthou die lokomotief, want ek het hom gevra. Ons voel nie altyd nie. Ons wat op die Here wag. Dis goed om op die Here te wag nou en dan. Ek wil jou vra, wag op hom net 5 of 10 minute nou en dan. Hoef nie elke dag eers nie. Ek praat nie vir jou gewone stilte tyd nie. Wag net op hom in stilte. Mense sukkel. Ek het al vir mense, as ek by kerke en dan hou ons 'n diens waar ons wag op die Heilige Gees. Luister asseblief, moenie bid nie. Moenie nou wag. Dan wat sê hulle? Dan gaan die mondjie. Dan bid hulle. Wag. Moenie bid of iets mag. Wag. Net 5 minute. Here, vul my. Jesus leer ons Johannes 7, almal wat dors het, kom na my toe. Ek sal jou lewende water gee. En kom, drink. Hulle wat op die Here wag. Wag. Nou ek, wat jou is, as ek 'n oomblik stil sit, my gedagtes dwaal. Eers ek dink aan, dan wag ek op die Here, dan dink ek my kar se tyres ruil elke 10.000 kilos. Ek wonder of ek dit gedoen het. So ek dink sulke goed. En ek is ontsteld en die Here leer my iets baie moois. Hy sê vir my, ek woon nie in jou gedagtes nie. As jy my vra, sal ek jou vul, half dwaal jou gedagtes. Psalm 139, op berge en in dale, oor is God. Waar my gedagtes ook mag dwaal, ook daar is God. In die laerskool het ons dit gesing. So hy is nie geplaas jou gedagtes dwaal nie, maar wag op hom. Net 5 of 10 minute, ek wil jou vra. Ek daag jou uit. Moenie bid nie, moenie lees nie, wag net op hom. Net 5 of 10 minute. Sê, Jesus, nou is 'n bietjie kort. Ja, maar ek wil hê jy moet dit doen. As ek vir jou sê is langer, dan gaan jy dit nie doen nie. En hy worry nie hoe lank jy wag nie, sodat jy wag. Net 5 of 10 minute. Ek wil iets noem rondom die Heilige Gees en die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Ons praat van ons moet toegee aan hom. Maar daar's 'n sensitiwiteit van die Heilige Gees. Ek weet ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees, maar ons moet sensitief wees vir die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Hy is sensitief. Toe ek jonger en dommer was, het ek gedink hy skrik vir niks. Hy sal nie skrik. Kom ek sê vir jou, hy's baie sensitief. En hy word vergelyk met 'n duif. Ek onthou Pinksterdag, Pinkstersondag te bedien ek by Laurens de Klerk. Ek dink julle ken hom by sy kerk en ek sit die oggend, ek is vroeg vir die diens en 'n duif vlieg. Kan jy dink Pinkstersondag? En hy kom sit op my windscreen nie. Kan jy glo, vir my was dis net flippin awesome. Nou sit ek, want ek weet as ek roer, is hy gone. Die sensitiwiteit vir die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Hoekom? Die Bybel leer vir ons in Efesiërs 4, en ek wil dit vir julle lees, vers 30. Hy sê in hierdie nuwe vertaling, ek het so toe bly, ek wou dit nie uit my notas uit lees, ek wil dit lees uit die Bybel, sodat julle self dit kan hoor uit die Bybel uit. Hy sê, ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslaaf van bitterheid, woede, wraak, geskel, gevloek. Wees eerder vriendelik teenoor mekaar. Geef vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het op die grond van Christus Jesus wat hy gedoen het. Ons sien die twee kontraste. Die bitterheid, die woede, onvergewingsgesindheid. Dan sien ons die volgende, ons sê, geef vir mekaar om, vergewe mekaar. Wees vriendelik teenoor mekaar. Baie van die Heilige Gees se werk in ons lewens gaan oor ons verhoudings met mense. Mense besef dit nie. Hoe bedroef ek hom as ek iemand anders te nakom? Ek bedroef hom. Hy is sensitief
Hy sê in Filippense 4 vers 5 sê hy, be kind and compassionate to one another. The Lord is near. Die Here is naby. As hy naby is, wees kind and compassionate to one another. Ek gaan iets nou sê en ek moenie vir my kwaad wees nie asseblief. Weet jy hoe lyk 'n volle dag van die Heilige Gees? Hoe lyk dit? Is wanneer jy opstaan die oggend en jy besluit ek almal wat ek gaan sien, gaan ek lief hê. En ek weet ons persoonlikhede verskil. Party van ons kan nie 'n smile krak nie, dis net ons is. Maar binne in jou hart besluit ek gaan almal lief hê wat ek sien. Kom ek sê vir jou, einde van daai dag dat jy 'n volle dag van die Heilige Gees gehad. Ek hoor 'n groot prediker nydig praat. Hy sê hy gaan staan in hy is 'n Engelsman in 'n grocery store, 'n kruidenierswinkel. Hy sê dan word hy bewus van die Here se teenwoordigheid en dan sien hy die mense sien hom raak. Hoor hierso, dis 'n egosentriese manier om dinge te beleef en met die Here te wandel. Dis nie waarvoor dit is nie. Dat jy raak gesien word is iets wonderliks en spesiaals en niemand moet naby jou kom want jy is so wonderlik nie. Weet jy wat moet hulle sien? Jou vriendelikheid, jou liefde. Dan is die Here daar. Ek het in Holland bedien laat 90's en ek onthou die eerste nag slaap ek in Amsterdam en die Here verskyn of 'n engel van die Here verskyn my in 'n droom. Nou tot daartoe het ek gesukkel om vir swart mense te bedien. Ek het 'n blokkies gehad. Ek weet nie, ek kon net nie. Ek het gesukkel. Ek kon nie vir hulle bedien nie. Ek het net 'n blokkasie gehad. En 'n engel kom na my toe in my droom. Hy sê hy praat my Engels. Hy sê I'm a messenger from God. I want to tell you how you should minister to these people because you think they're close to your language. You know what to do. You don't know what to do. En hy praat met my. Hy sê so by the way, my color is 'n swart engel. Pikswart man. Swart man. Dis engel. Hy sê by the way, when you get back to South Africa, you'll be able to minister to this skin color. Toe ek terugkom, toe gaan dit vir my oop. Nou hier's 'n ding. Ek maak hierdie besluit, ek doen dit, ek staan die oggend op en sê ek Here, ek wil almal lief hê en ek wil mense groet en ek wil vriendelik wees. Hier's 'n sad ding wat ek nou vir julle sê nou. Weet jy wie's terug vriendelik meer? Die swart mense. Hulle groet mense, ek hulle groet. Ongelukkig die meeste wit mense groet jy nie terug. Ek is dit 'n houding. Ek staan eendag so naby, ek het my gasbottel laat volmaak. Ek staan so ver van hom, ek sê hallo, hierdie ou staan. Hy staan my so en kyk so. Nou dink ek kan ook harde gat wees, ek kan beklei, as jy wil ek beklei, ek kan beklei. Ek het geleer beklei van 'n kleins af. Ek kan baie van die goed doen, maar ek het gekies. Nou, ek wil dit vir jou sê, dit gaan nie wederkerig wees nie. Jy gaan liefde toe, jy gaan dit nie terugkry nie. Maar jy hoef nie. Here Jesus sê, word perfek soos jou hemelse Vader. Moenie net mense groet wat jou groet nie. Groet ook die wat jou nie groet nie. Moenie net mense lief hê wat jou lief het nie. Hê ook mense lief wat jou nie lief het nie. En dis die uitdaging wat ons het. Daarom is dit 'n lewe van nie kommitment nie, van oorgawe. Dis 'n lewe van oorgawe. Elke dag 'n oorgawe. Sê Here, ek gee toe dat ek lyk soos die Here sê vir my vanoggend, hy sê ek wil hê 'n bietjie meer soos ek lyk. Ek sê Here, hoe lyk jy? Here, help my. Ek wil graag soos U lyk. Ek moes my kar vroeg invat panelbeaters toe en daar kom ek en daar's 'n vroutjie wat werk en sy maak die vloere skoon. Ek sien die stoom trek uit die water uit. Ek het 'n behoefte om daar te praat. Ek gaan daar, ek praat met haar. Maar wat 'n persoonlikheid. Sy smile, sy's happy. Vroeg in die oggend maak die vloere skoon. Happy. Ek stap al weg. Die Here sê vir my, dis hoe ek lyk. Jy wil weet hoe lyk ek? Dis hoe ek lyk. Jy weet ek loop nou op water. Daar's 'n gesegde onder die swart mense. Hulle sê jy moet bietjie minder wit wees. Weet jy wat bedoel hulle? Minder ongeskik wees.
Maar ek en jy het die vermoë om te verander. Dalk is ons ongeskik, dalk lewe ons so. Die Here sê, moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Hoe maak ek hom hartseer? Woede, betryd, onvriendelikheid, onvergewensgesindheid. Ek weet ons lewe in 'n harde wêreld. Ons lewe in 'n wêreld van uitdagings. Ons het nie altyd mense om ons wat ons help om vriendelik te wees nie. Dit is net so. Maar ek weet ons maak foute. Maar hier, neem 'n besluit. Sê, Here, ek gee toe vir U. Einde van die dag het jy 'n volle dag met die Heilige Gees gehad. Ek ken mense, hulle ken al die name van die duiwel. Dis Belzebub en Poepepap en dit. Hulle ken al sy name. En hulle bid vir die land en hulle vergewe die land se sondes, al daai goed. Nou het ons het 'n groepie, nou ons het 6 dae nie water nie. Nou een van die vrouens, ons weet sy's alleen, sy het nie iemand wat haar help en goed nie. Sy lewe alleen, nou sit sy op die groepie, sy gooi 'n vloekwoord. Sy sê wanneer dit flip gaan hierdie so, maar sy gooi hom nogal. Nou die mense wat hierdie duiwel se name so ken, wat al die goed bid vir hulle, hulle stuur vir haar ding wat wys sy met haar mond uit was. Ek sê vir Nina, hierdie vrou is alleen. Ek wonder of sy water het. Dis Bella sê, ek wil nie die name noem nie. Dis maar ek het al ver gegaan, is amper. Ons hoor by haar, sy sê, baie dankie vir julle liefde. Sy's alleen. Ek sê vir haar, ek kan 'n emmer water, ek het ekstra water, ek bring vir jou water. Nou wat is, jy sien ons kan dit heeltemal mis. Hoe lyk hy? Waartoe wil ek myself oorgee aan wat? Aan 'n godsdienst storie? Is ek soos die Fariseërs? 'n groot godsdienst besigheid. Sonder liefde, hy lyk nie so nie. Hoe lyk hy? Wees vriendelik. Be kind and compassionate to one another. The Lord is near. Moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Hoe maak ek hom hartseer? Dan weer lees. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslaaf van bitterheid, woede, wraak, geskel, gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Geef vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe is Christus. Ek weet dit is real world hierdie, ek maak dit nie altyd nie. Daar's tye wat hou dit bietjie verloor, maar ons kom terug as die Here vergewe my, ek neem 'n besluit. Ek wil toegee aan U. Ek wil oorgee aan U werking in my, Here. Dat U deur my werk. Ek wil myself oorgee aan U. Laat U manifesteer deur my. Die sensitiwiteit teenoor die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Ek wil stil sit en so lewe dat die duif nie wegvlieg nie. Hy gaan nie weg nie. Hy raak bedroef. Ek wil hom nie bedroef nie. Wil jy hom bedroef? Ek en Hilia het einde laas jaar toe hoor ons die huis waar ons bly gaan hulle verkoop. Die eienaars het ons laat weet. Nou ons bly baie lekker daar. Ons wil nie daar trek nie. Dis die lekkerste plek wat in my lewe nog gebly het. En ons is toe sad. Ons is regtig sad. Sad. Partykeer moet ou nie jou eie menslikheid ignoreer nie. Verstaan? Want as jy te sterk is voor die Here, hy sê hulle wat moeg is, wat op die Here wag, sal nuwe krag ontvang. Al is hulle mat en uitgewas, hy sê vir hulle nuwe krag. So ek kan nie voor die Here kom en sê, Here, ek quoteer skrifte en wys hoe sterk is dan in presse kom nie. Ek sê, Here, ek is sad. Nou, ons was sad vir omtrent 'n maand lank. Die hele Desember, begin of einde November, net voor Desember, bedien ons in Senien en die pastoor daar, 'n vriend van my, die Gees van die Here kom op hom en hy sê vir my, wys sy vinger en hy sê, Joe, die Here gee vir julle daai huis. Nou, dis onmoontlik vir ons. Ons kan hom nie koop nie. Dis onmoontlik, ons kan nie. Kan jy glo, ek is 64 jaar oud, die banke wil nie vir my 20 jaar lening gee nie. Kan jy dit glo? In elk geval, ons geloof bietjie geswaai, want my
My geloof was dit, as ons net 'n pallet wat bietjie baie geld het, dat die plek koop aan hier ons om by hom. Dis wat ek gedink het. Nou is ons heel so sad. Ons luister na hierdie liedjie van Moby. Ken julle Moby? Yes, julle is gered tot op die been, julle mense. Moby is sekulêre, maar hy het iewers uit die Here ontmoet. Hy skryf liedjies van die 2000s af wat why is die liedjie gaan why is my heart so sad? Why is my soul so sad? En dan die chorus is dit. He opens doors. He opens doors. Yes, daar's 'n salwing op dit sekulêr. He opens doors. Hy sing vir mense wat dis gewone mense, die band. En hy sit hom self uit. Nou sing hulle why is my heart so sad? Dit is baie mooi musiek. Why is my soul so sad? Nou sing die koor sing He opens doors, He opens doors. Derde keer toe hulle sing. Die gaan die hande op. Die nou het 'n sigaret in sy hand. Gaan die hande op. Gaan die hande op. Nou ons daai liedjie He opens doors is daai dis einde Desember. Ons hou Saterdag as ek nie werk nie. Want ek werk meeste naweke in Lilia's besigheid. Saterdag hou ons nagmaal saam. En die Saterdag hou ons nagmaal. Dis 'n Saterdagoggend so by 10:00. En terwyl ons hier sy die Here werk in suddenlies. Skielik is hy daar. Ons nie verwag nie. The manifest presence van die Here. Ons lê op ons gesigte. Ek kyk vir haar, ek sê vir haar, al kry ons nie die huis nie, dit maak nie saak nie. Maak nie saak nie. The manifest presence of the Lord. Jy worry niks. Dis kom, jy wil nie wyn drink nie, want dit kom nie hierby nie. Jy worry niks. Sit nou die aand, en dis nie omdat ons nagmaal gehou het nie. Nou die aand sit ons in die donker, ons sit in gesels, ons kyk uit by die venster. Skielik is hy daar. Manifest. So is nie omdat ons nagmaal is nie die magic ding nie, maar is goed om nagmaal te doen, verstaan, en was nie die magic, dis nie die triek nie, ek wil nie dat iemand dit dink nie. Maar ons hou nagmaal gereeld, ons gister weer nagmaal gehou. En hy is altyd in ons, maar daar's 'n manifesterings teenwoordigheid van die Here wat net awesome. En my doel, hoekom ek dit deel is, ek wil jou dors maak vir die Here. Ek wil jou honger en dors. Dawid skryf die Psalm, hy sê, my siel dors na U, o Heer. Soos 'n hert in dorre streke, so dors my siel na U, o Heer. Ons moet weet, ons moet dors wees, ons moet desperaat wees. Ons moet. Dis hoekom ek sê, om 5 of 10 minute te gaan, net wag op die Here. Hoe awesome is dit? Net 5 of 10 minute. Gaan sit net stil vir 5 minute. Hoekom sê ek dit? Daar's van ons wat hierdie rooi mure in die broek siekte het. ADHD, wat is dit? Jy kan nie vir 2 minute stil sit nie. Vir 5 minute druk jy hom al bietjie. Die Here het jou ook in gedagte. En hy sal jou ontmoet. Hy wil jou graag vervul as wat jy gevul wil wees. Jakobus 4 vers 5 sê hy, dink jy die skrif sê verniet dat hy wat in jou woon is begeerig na jou. Hy begeer na jou. Ons koneksie met God, ons aanbidding met God, ons gebed tot God. As ons kyk na gebed, en ek wil afsluit met hierdie. As ons kyk na gebed, die Onse Vader, weet julle dat die Onse Vader is nie 'n gebed vir kindertjies wat nog nie geleer bid het nie. Dis die blueprint gebed, dis die gebed. Die disippels het Christus gevra, leer ons om te bid. Toe leer hy hulle dit, dis die gebed. En ons moet ons gebed volgens dit, die Onse Vader, is al gereeld te gaan en gaan kyk, wat is die struktuur? Hoe bid hy? Hoe is dit? Want anders te wyk ons af. Want die Bybel is baie belangrik, dat jy in die Bybel lees. Want die ouens wyk af. Ouens wat boeke skryf en goeters, moenie heeltemal, hou by die Bybel ook. Moenie net die boeke en die ouens met die rooi baadjies en wit broeke op die TV net te veel luister nie. Hou by die Bybel en luister na prediking Sondag hier waar die suiwer woord gepredik word. Maar die wêreld is vol inligting, maar is nie als vir jou nie, vir my nie. Maar Here Jesus leer ons oor gebed, so dis die blou druk. Dis nie vir mense wat nie weet hoe om te bid nie, dis nie Onse Vader. Dis nie vir iemand wat kan sê ek is nou verby dit al. Ek het die kursusse in Amerika gedoen oor gebed.
Ek is die Onse Vader is vir kindertjies. Ek het hierdie kursus oor gebed in Amerika het ek gedoen. Ek weet hoe om te bid. Nee. Hier is die bloudruk van gebed. Dis kom die ouens raak teen mekaar. Weet jy hoe bid mense? Ons leer hy Onse Vader wat in die hemel is, dan leer hy jou hoe moet jy die bose adresseer. Nie op jou eie goed skreeu en goed nie. Jy sê Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So ek praat met die Vader. Ek kom onder hom. Submit unto God and then you resist the devil. Wees onderdanig aan God eers. Hy ons leer so bid. Nou mense bid so. Ek is bang om wie te vra om vir my te bid, want so bid mense. Hulle begin dan sê hulle Vader in die hemel bid in die naam van Jesus, dan slaan hulle oor. En Satan, so in dieselfde gebed bid hulle vir die duiwel. In dieselfde gebed bid hulle vir die duiwel. So ek wil jou vra, ek wil jou nie kwaad maak nie, ek wil net hê mooi gaan dink. Moenie vir die duiwel bid nie, bid net tot God die Vader. Ek praat nooit met die duiwel nie, nooit. As ek ooit iets sou sê, is dit wat die Here vir my sê. Nie wat ek wil, ek praat nie met die duiwel nie, ek bid nie tot hom nie, ek het geen verhouding met hom nie, ek het niks nie. Ek praat nie met hom nie. Hy's daar. Hy's vir reël. Maar God is vir my meer vir reël is. Daarom ek praat net met hom. Ek ken net sy teenwoordigheid. Ek word bewus van sataniese werking deur die onderskeiding van geeste doen. Maar ek vat dit nie vir myself nie, ek sien dit en ek praat met God daaroor. So in jou gebed, onthou dat Paulus skryf in Romeine 8 vers 26. Hy sê ons weet nie hoe om te bid nie. Is dit nie awesome nie? Hy sê ons weet nie hoe om te wat voor te bid nie. Nou, ek kan kies of ek skaar my by Paulus waar ek sê Here, ek weet nie hoe nie. Of ek kan kies en sê ek het hierdie heavy kursus gedoen van Amerika, ek weet hoe om te bid en so, dit is nie nodig so. Maar die volgende vers sê, maar die Heilige Gees homself, omdat ek weet nie hoe nie, tree vir my in deur onuitspreeklike sigtinge. In vers 27, en die Vader, wat weet wat sy bedoeling is, sien en hoor wat hy sê. Hy lees die briewe wat op ons hart geskryf word. Ek wil daar wees. So jou en my eenvoudige gebedjies is baie kragtig. Nie oor ons nie. Want wanneer ek en jy bid, sien ons begin ons bid, sê Vader in die hemel, ek loof en prys U Vader, my Vader, en ek begin bid vir jou kind, of wat ook al, dan skop die Heilige Gees in. Ons weet nie altyd vals, ek weet nie altyd of ek almal cover nie. Ek het so baie klein kinders, ek kan nie hulle name onthou nie. So ek weet nie of ek hulle almal cover of iets nie, die Heilige Gees skop in, verstaan? En hy tree volgens die wil van God, wanneer ek bid, so dis nie, ek wat so wonderlik bid nie, hy en die Vader lees dit. Dis kom my woorde hoef ook nie baie te wees nie. Dis kom wat Jesus sê in Matteus 6, leer hy ons baie goed. Hy sê, moenie dat jou woorde baie is nie. Moenie, jou Vader weet wat jy wil sê voordat jy dit sê. Jou Vader wat in die geheim sien. Dit wat die Heilige Gees in die geheim doen in ons hart, die Vader sien dit. Eugene Peterson in die Message skryf hierdie gedeelte in Matteus 6. Hy sê, here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so that you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honest as you can manage. The focus will shift from you to God and you'll begin to sense His grace. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant. They're full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don't fall for that nonsense. This is your Father you are dealing with, and He knows better than you what you need. When a God like this loving you, you can pray very simply. Dis nie ek geskryf nie, dit die Eugene Peterson, dis uit Matteus 6, is dat Jesus sê, moenie baie woorde gebruik nie, moenie voor mense bid altyd en gaan in die geheim, Vader sien in die geheim. So is nie ek wat dit sê nie. Ek wil net 'n paar trees terugstaan voor ek eindig met preek. Kom ons gee toe aan die Heilige Gees. In ons lewens, in jou gebed, sê Here, ek weet nie. Vader, hiervoor ek hier kom en ek weet nie, Heilige Gees skop in. Dis soos 'n boost, ek
turbo boost. Jy trap bietjie dan boost hy in. Hy boost in. Ek en jy bid. Dis eenvoudige gebedjies. Here, ek weet nie hoe om 'n dag. Ek sukkel. Ek weet nie hoe om liefde te wys eers nie. Ek weet nie hoe om lief te hê nie. Ek gee toe aan U, Here. Ek wil 'n volle dag hê van die Heilige Gees. Dis wat ek wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U in Jesus se naam vir U teenwoordigheid hier in hierdie kerk vandag. Ons dank U dat U kan saam wees. Dankie vir die uitdaging, Here, wat ons het, dat ons nog lewe. Here, dankie vir die potensiaal dat ons nog kan verander. Ons kan verander om meer soos U te wees, Here. En is nie om al die groot goed te weet alles en is noodwendig nie. Party van ons roep U om die goed, maar die groot taak wat ons het is om soos U te word en om lief te hê soos U, Here. Dankie, Here, dat U ons help, dat U ons deur ons werk, dat U ons vul as ons op U wag, Here. Dat U ons nuwe krag gee, soos Peer gelees het uit Jesaja 40. Mag dit ons motto wees, Here, hulle wat op die Here wag. Mag ons op U wag, Here, in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, Here. Amen.